Ek is bly as ons onthou wat ons verlede week oor gepraat het. En die Moshe sê, ons het verlede week gepraat, en ons het gepraat van die vuur, ons het gepraat oor Elia, waar die vuur in die hemel het gekom het. En die offer verteer, en ons sê, ons God is 'n verterende vuur, en ons God is 'n heilige vuur, maar ek wil vandag vir sê, ons gaan nog steeds bietjie praat oor die vuur. En as ek 'n tema kan koop, sal ek sê, hou die vuur aan die brand. Nou as ek enige twee jong kinders, wie wil my geweld? Kom Lia, kom Ponkie. Dis nie moeilik dat julle gaan doen, jy moet ook wat wees. Ek gaan nie die bokant hier los, anders steek iets aan die brand. Okay. Ag, deel net vir my vir elke iemand, vir elkeen net een vuurtjie, ek net vir almal een vuur. Okay. Terwyl die vuurtjies uitdeel, kan jy oopmaak die woord, Handelinge, hoofstuk 28, en ook Levitikus hoofstuk 6. Ons gaan nie baie lees in die woord uit nie, maar ons gaan praat oor die vuur van die Here wat ons binne ons moet hê. Hou die vuur aan die brand. Handelinge hoofstuk 28 en Levitikus hoofstuk 6. As jy van die vuurtjies kry op die bokant van af, ons kan jy na die tyd vir my sê, dan gee ek jy nog 'n vuur. Maar jy mag net een kry, jy mag nie meer een kry. So seker maak almal kry jy. Baie dankie. Het jy een gekry? Jy het heel keer vraag, nie mis nie. Kom ons lees saam met die woord. Ons gaan net vers 1, 2 en die helfte van vers 3 lees in Handelinge 28 wat sê, eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melta genoem word. En die inboorlinge het ons buitengewoon menslievend bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring, weens die reën wat gedreig het en weens die koue. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar, en Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit, net tot sover. As ons dan ook in Levitikus gaan lees, hoofstuk 6, gaan ons lees vers 12 en vers 13. Vers 12 sê, en die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffers daarvoor aan die brand steek. Vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Net tot sover. As ek dan twee hoofgedeeltes kan sê, sal ek dit sê, die eerste gedeelte van vers 3 en Handelinge 28 wat sê, Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit. En dan ook vers 13 hier wat sê, vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Nou ons is baie keer hier in die kerk, praat ons gemaklik van ons moet aan die brand wees, maar wanneer ons sommer net in die gewone wêreld is, wanneer ons daar by die rugby is, of wanneer ons by die netbal is, of wanneer ons sommer net ergens is en ons sê, iemand is nou daarom aan die brand, wat beteken dit? Nou nie kerk goeders praat, jy praat nou sommer wat ons buite, wat beteken dit as ons sê, hy is aan die brand? Hy staan uit. As iemand aan die brand is, beteken hy staan uit, of hy doen goed. As iemand aan die brand is, beteken hy presteer daarom goed, jong. Ons gaan nie sommer net sê, daar oor die agterhaak, hy is aan die brand nie. Brand wat ons bietjie vinnig gaan, as jy heel agter is jy nie aan die brand nie, as jy laaste. Maar as jy in die brand is, dan is jy die ou wat heel voorhardloop. As jy in die brand is jy die ou wat die aandag trek. Ek het aan die rugby gekyk, maar gehoor sê polisie was dan nie so aan die brand nie, tot die 26 minuut toe vervang hom. Nee? Maar iemand wat nou aan die brand is, dis die ou wat nou die meeste punte aanteken in die rugby-wedstryd. Of daai ou wat die wêreldrekord breek met die 100 meter. Hy is aan die brand gewees. Stem jy saam? So ons gaan vandag praat oor ons moet aan
aan die brand bly vir die Here. Nou net so 'n bietjie van 'n agtergrond hier. Paulus is hier op pad na die Hooggeregshof van daardie tyd. As ons nou in wetlike terme kyk, hy's aangekla, hy's nie eens gevonnis nie, hy het homself so beroep en gesê, ek wil Hooggeregshof toe gaan, dat daai regters nou daar besluit wat ons nou gaan doen en hoe ons dit gaan doen. En hulle is op pad in hulle ry met die skip of hulle vaar met die skip en op 'n stadium sink die skip en hulle spoel uit hier op die strand en dis waar ons nou hier is. En die inboorlinge of die mense wat daar gebly het, maak 'n groot vuurvuur en is eintlik bietjie moeilik want dis reën. Nou reën is eintlik maar die teenoorgestelde van om vuur te maak. Wie van julle het al probeer vuur maak as dit nat is? Ek sien die man sketelik op. Dit werk nie. Mens kan nie vuur maak as dit nat is nie. Maar hierdie inboorlinge, Paulus skryf daar, hulle bewys baie groot liefde aan hulle. Want hulle doen alle moeite en hulle steek 'n vuur aan die brand. Nou ek wil vandag vir julle sê, hulle kon verskoning gemaak het en gesê, maar dit reën. Ons gaan wag tot die reën verby is en dan gaan ons vuur. Kom ons, dan is ons makliker om te braai so, né? Dan kan mens 'n vleisie regkry en dan braai mens lekker, maar hierdie inboorlinge kom en hulle dink nie verskoning uit. Die eerste ding wat ek wil praat is, u vuur gaan brand in die mate wat u verskonings oorkom. In die mate wat u nie verskoning maak nie, so gaan die vuur brand. Elkeen van ons sê ons moet 'n vuur aan die binnekant hê, ons moet brandvrees, ons moet iets doen vir hom, maar dan maak ons 'n verskoning. En net so wat hierdie inboorling of hierdie mense wat daar gebly het, nie 'n verskoning gemaak het nie, maar die vuur aan die gang gekry het, wil ek vir julle sê, u vuur gaan net brand as u die verskonings kan begin oorbrug. As jy kan begin om te sê, al voel ek nou nie lekker vanoggend nie, ek gaan nog steeds kerk toe. Dan burn die vuur en om dit 'n bietjie opvolg. Halleluja. Nee? Want hy het nie 'n verskoning gesoek om nie by die kerk uit te kom nie. Baie maklik kon hy gesê, ag nee, ek voel nou nie lekker vanoggend nie, ek gaan eerder by die huis bly. En daar is tye wat ons siek is, dat ons nie kerk toe kan gaan. Ons weet byvoorbeeld, Tannie Ronel is nou al lank siek. Ons bid nou al lank vir haar, want sy is regtig siek, en sy kan nie hier uitkom nie. Sy maak nie sommer net verskoning, om net verskoning te maak nie. Maar baie keer het ons sommer net verskoning wat ons maak. En die grootste verskoning wat ek en u maak, is ek is sommer net 'n sondige mens, want ek kan nou nie iets vir die Here doen. Wie het al dit gesê? Ek het al dit gesê. Ag, as eerlik is, kom ons steek almal ons hande op, want weet ek nou nie wie jok of wie nie jok. Kom ons steek ons hande, okay, op so, nie so. Almal van ons het al daai verskoning gemaak. Ag nee, wat ek kan dit nie doen nie. Want ek het daar baie foute in my lewe. Weet jy wat? Die Here het u gekies. Hy weet u is nie so perfek soos wat u voorgee nie. Die Here weet u is nie so perfek soos wat u graag wil wees nie. Nie een van ons is nie. Nico het in die week gepraat, met nou buite met Nico gepraat en hy sê, nie een van ons is heilig nie, nie een van ons is heilig nie hoor. Ek het donderdag toe ek met die al die spraak te sê, as jy nie 'n fout het nie, dan moet ons die pols kyk, want dan is jy nie meer saam met ons. Want elkeen van ons wat nog in die lewe is, het 'n fout en maak 'n fout en is nie perfek nie. Elkeen van ons wat in die lewe is, maak nog maar hier en daar en dit gee ons nie verskoning om sonde te maak nie. Ek moenie na die huis toe gaan en sê, ons door Tersies om te sê ons kan sonde doen, want die Here het ons nog steeds, dis nie wat ek sê nie. Ek sê net, moenie die verskoning gebruik of die sonde gebruik as 'n verskoning om iets te doen nie. As ons heel aan die begin van die Bybel gaan en ons gaan lees die storie op die historiese gelykenis van Adam en Eva. Adam en Eva het gesondig. Die slang het gekom en hy praat met Eva, sy eet ons uit die tuin uit en sy maak dat die man ook saam met haar sondig. Ag, ek trek die been net uit die tuin uit. Nee, die man moes vreeslik gestaan en gesê nee. Maar dan eet ons albei uit die tuin uit. En wat doen die Here? Kom die Here en sê, Adam, wat se sonde het jy gedoen? Wat is die woorde van die Here? Wie weet? Van die Here. Wat is die woorde van die Here toe hy in die tuin inkom nadat hy gesondig het? Waar is jy? U sien die Here kom nie. En die Here geweet waar hulle is. Ja.
Het die Here geweet en het sonde gedoen? Ja. Maar kom die Here en sê, Nico, wat se sonde het jy hierdie week gedoen? Nee. Hy sê, waar is jy? Jy sien wat die Here het 'n behoefte dat ons na hom toe gaan. Die Here het 'n wens dat ons vir hom kom. Al kom ons en sê, Here, ek het alweer gesondig. Here, ek het alweer die fout gemaak. Here, ek het alweer geoortree. Maar baie keer kom ons en sê ons, nee wat, ek het 'n sonde gedoen en ons gebruik dit as 'n verskoning om niks vir die Here te probeer doen. Nee wat, ek het hierdie week nou weer hierdie gedoen, so ek kan nou nie vandag daar by die proksie sit en die proksie doen nie. Ek het te veel sonde. Nee, ek kan nie vandag kerk toe gaan en in die banke gaan sit nie, want ek het te veel sonde. Mense redeneer so. Mense dink allerlei goed uit om nie kerk toe te gaan, om niks vir die Here te doen nie. Weet jy wat? Dis so self om te sê, ek stink vandag so ek verdien nie om te stort nie. Is presies dieselfde. Is presies dieselfde om te sê, ek is so honger, so ek verdien nie om vandag te eet nie. As ek sê ek het sonde en ek kan niets met die Here doen. Weer eens, hy kom nie en sê, jy mag nou sondig en dit as 'n verskoning gebruik en nog steeds iets vir die Here doen nie. Almal van ons moet streef en heilig maak. Almal van ons moet ons beste doen om soos die Here te wees, maar nie een van ons is perfek nie. Ek het verlede week ook gesê, ek het gesê, die mense moet die Here in ons sien, nie omdat ons perfek is nie, maar omdat ons probeer om te verbeter om soos hy te wees. Dis wat ons moet doen. So ek en nie 'n verskoning nie. Ons moet die vuur aan die brand hou. Ek en nie kan nie verskonings gebruik om nie die vuur groter te laat maak. Om nie die vuur groter te laat word nie. As ek en nie net hierdie een vuurtjie het. Ek het vanoggend vir jou 'n vuurtjie gegee. En as ek hierdie vuurtjie aansteek, en hierdie is die enigste vuur wat ek in my lewe het, is dit van baie korte duur. Want hierdie vuurtjie gaan nie baie lank vat voor hy uitgebrand is nie. Ons het een keer by die jeug het ons gekyk, wie kan sy vuurtjie die land laat brand. Weet jy wat is die beste manier om dit te doen? Steek hom aan. Steek hom aan tot hy brand. En op 'n stadium draai hom wat jy die ander kan, laat jy, maar dis die langste. Kom ons sê dit hou 'n minuut. As u nie die vuur vir die Here laat brand nie, as u nie oor die verskonings kom nie, dan gaan u vuur van korte duur wees. Dan gaan daardie hitte wat ons veronderstel is om binne ons te hê, daardie lig wat veronderstel is om binne ons te skyn, gaan doodgaan. So die vuur kan net brand in die mate wat ek en u die verskonings oorbrug. So ek wil nie van nou nie verskonings soek nie. Moet nie sê, ja man, hierdie of daai, of dit of dat, of hier by die werk het en dit in my gedoen. Maak nie saak nie. Vergeet die verskonings. Vergeet die goed wat ons altyd daar uit die stroop wil gaan. Ja maar hierdie en hierdie, vergeet dit. Kry rede om Here te dien. Kry rede om die vuur aan die brand te steek. Kry rede om iets vir die Here te begin doen. Moenie net sê, ja maar nie. Sê, ek gaan in elk geval. Ons sê ons baie, ja maar ek het hierdie gedoen. Ja maar ek gaan in elk geval iets anders doen. Ek gaan in elk geval iets, kry daai mindset. Die tweede ding, iemand gaan die vuur aansteek, maar ek en u moet aan die gang hou. Ons lees in hierdie gedeelte, Paulus kom daar uit die see uit. Drip nat, en hy lyk soos 'n windjies wat net in die water uitkom, net alles is so plat, en alles drip, en dit is koud, en is ongemaklik. Ek het al geswem in die winter. Dis lekker. As jy uitklim is dit warm. Nee, dit is koud, bly net koud. Maar die inboorlinge, die mense wat daar bly, wys hulle so groot liefde, hulle steek 'n vuurkan en sê, kom maak jouself hier warm, dit is waar dit gestop het jy gesien. En Paulus besef, hierdie vuur gaan nie lank hou nie. En wat doen hy? Hy gaan tel 'n paar stokkies op. Hy gaan tel hier 'n paar op, hy gaan tel daar 'n paar op. Hier sien ek 'n groot met 'n slang en hy vat hom. Ken ons wat gebeur het. En hy gooi dit daar op die vuur. Jy sien, ek en u kan nie staat maak op ander ouens wat die vuur aansteek nie. Om jou hand kan die kerk toe kom en dan die vuur by my voel,
en tevrede wees en huis toe gaan sonder die vuur nie. Want dan gaan my kind kry by die huis. Ja. Ek kan nie net kerk toe kom om die vuur hier te voel nie. Dis lekker as ons hier saam is. Ons voel die teenwoordigheid van die Here. Ons voel die vuur wat hier saam met ons brand, maar ek en u moet daar die vuur in ons lewe aan die brand hou. Jullie kan nie kom en net ek by my kom staan en dan kry hy vuur en dan gaan hy daar in die banke voel ek nog en as hy huis toe gaan, hy en 3 van die kinders het 4 nie, ander het nie 4 nie, of hy maar het 4 nie, die kinders het nie 4 nie. Ek verstaan, dan gaan die kinders koud kry in die aand, geestelik. Ja, kyk, stop die stem saam, dan gaan koud kry in die aand, die 4 van die Here ons het. So ek en u het die verantwoordelikheid om die vuur aan die gang te hou, om daardie hitte wat die Here vir ons gee, aan die gang te hou. Dan nie vir my sê, maar hoe? Dis maklik om te sê, as ons nou 'n vuur het met 'n hout gehaal is, maar hoe hou ek hierdie vuur in die binneste aan die brand? Want ons het gelees daarin, in Levitikus sê, in die Ou Testament, ons moet die vuur aan die brand, die vuur mag nie doodgaan nie. Hoe kan jy die vuur aan die brand? Hoe kan jy die vuur te hou? Eerste begin by 'n begeerte. Ek het net 'n begeerte, of ons is ontevrede met iets. Ek het net 'n begeerte, ek sit in die bank en ek sê, ja, ek wil ook so klavier speel. Of jy sê, ja, maar hierdie sit in die bank wat ek doen, dit kan nie die enigste ding wees. Ek moet 'n bietjie vuur ook saambring, moet 'n bietjie vuur ook kry. Ja, maar hierdie wat ons elke week inkom, en dan sit ek hier, en dan gaan ek uit, so volgende week kom ons, en dan sit ek hier, en dit kan nie al wees nie. Dis ontevredenheid. Die begeerte is, ek wil ook iets doen. Ek wil ook soos ek weer die mikrofoon vat en lekker sing. Ek wil ook soos Lulu leer, om instrumente speel. Dan speel ek lekker hier basgitaar, ek so weer banjo leer, en kom ons baie makkelijk. As jy wil banjo leer, kom sing, ek leer nie, vanaf. 3 weke kan speel in jou orkes. Maar jy moet 'n behoefte daarna hê, jy moet 'n begeerte daarna hê. Tussen ons die vuur aan die brand kry en aan die brand hou. Ek en u moet 'n begeerte hê. As jy nog nooit 'n begeerte gehad het om vuur vir die Here te hê nie, het jy al werklik vuur in jy gehad, of het jy net langs iemand gesit met vuur? As jy tevrede is om elke week te kom, en jy sit blyk warm te sit, en huis toe te gaan, en dis dit, het jy al werklik by die vuur van die Here uitgekom. Dis my vraag. Punt nommer 2, weer hierdie vuur aan die gange, is ek moet onmiddellik iets daaromtrent doen. Ek kan nie wag en sit en kyk dat daai vuur heeltemal doodgaan, en dan weer hout opsit, en dan werk dit nie hoor. Terwyl die vuur aan die gang is, moet ek inspring en iets doen. Ek kan nie sit, en dan vat ek die firelighters, en steek ek die firelighters aan, en brand dit daar, en staan ek, jy weet, ouens hier, soos nou, sonnaande hier saam kuier. Steek ons die firelighters in die brand, en kyk hoe so dit brand. As hy so begin, dan wil ons nou hout opsit. Gaan die vuur doodgaan. Sê waarheid? Ja, by die huiswerk hier staan, ons nie by die kerk nie. By die huiswerk, jy moet die firelighters sit, en klein houtjies, en groot hout aan die brand steek, en jy moet kyk wat daar gebeur, en as dit lyk of die vuur wil doodgaan, moet jy so 'n bietjie blaas, of mens kry mos daai goed, of 'n blaasbak, dan daar iets gebeur met die vuur. Onmiddellik wanneer jy die behoefte het om iets te doen, doen dit. As jy die behoefte het, soos ek sê, om deel te raak van die orkes, onmiddellik na die diens, sien vir ek. As jy die behoefte het om deel te wees van die evangelisasiespan, onmiddellik sien die pastoor. Kom sê my, hoor die pastoor, ek dink ons moet uitreik nou. As jy wil leer om iets vir die Here te doen, kom na my en sê ons wil iets doen. As jy wil R1 wil skenk vir die kerk, doen dit onmiddellik na die kerk. Amen. Moenie wag om huis toe te gaan nie, doen dit onmiddellik. En as jy 10 miljoen wil doen, skenk dit ook na die kerk, maar nie lang nie. Maar moenie wag en koud raak nie. Weet jy wie is die persoon wat jy die beste uit iets uit kan praat? Lulu, weet jy wie is die persoon wat jy die beste uit enige besluit uit kan praat? Weet jy? Lulu. Lulu is die persoon wat Lulu die beste uit enige besluit uit kan praat.
En dieselfde met Nico. Nico is die persoon wat die beste vir Nico in iets kan praat. En as jy ooit kom en jy twyfel oor jouself om iets vir die Here te doen, dan is dit die duiwel wat skop daarteenoor. Want die duiwel is nie so vrygewig en vrymoedig om iets vir die Here te doen nie. Die duiwel gaan nie vir jou sê oor die raak deel van die orkes. Die duiwel gaan nie sê, hoor jy moet nou getrou raak met jou tiende nie. Want die duiwel wil nie die werk vir Here moet voortgaan. So as jy voel jy moet iets vir die Here doen, doen dit dadelik. Doen dit onmiddellik. Moenie vir jouself tyd gee om daaroor te gaan slaap nie. Ek gaan 'n bietjie daaroor slaap en nadink. Ander besluite in die lewe, ja. Ons moet goed oordentlik oordink, maar as iets vir die Here wil doen, doen dit onmiddellik. Want wie sê jy kans môre om dit te doen? So as jy iets vir die Here wil doen, om hy vuur aan die brand te hou, doen dit onmiddellik. George, onmiddellik, moenie wag vir môre. Onmiddellik. Die derde ding is wanneer die dissipline kom. Jy sien die Here gebruik 'n klomp of kan 'n klomp verskillende goed gebruik om die vuur binne my en u aan die brand te steek. Die Here kan 'n boek gebruik wat ek lees. Die Here kan 'n kerkdiens soos hierdie gebruik. Die Here kan 'n vrouekonferensie of 'n mannekonferensie of 'n kamp gebruik om daai vuur die aan die binne aan die brand te steek. Die Here kan 'n liedjie op die radio gebruik. Maar weet jy wat? As ek dit kry by iets anders en daai die vuurtjie begin net so en ek los dit. By Woensdag is daai inspirasie weg. By Woensdag is daai gevoel weg. Want as ek net iets vir die Here wil doen, is nie 'n gevoel nie, is 'n lewenstyl verander. So wanneer ons by Woensdag kom die dissipline om te doen wat ons gesê het ons gaan doen. So wanneer ek kom en ek voel, "Jeug man, ek weet nie of ek regtig moet nie," dan moet jy juis. Want dan kom die dissipline. Dissipline is net om weer oor daai verskoning te kom. Om te sê, ek gaan dit doen. Ek gaan dit doen. Ek gaan dit doen. Ek gaan die vuur aan die brand hou, ek gaan die vuur aan die gang kry. En dan die laaste ding is, dan kom die genot daarvan. As ek gesê het, ek wil bid, dan is dit baie keer moeilik om te bid hoor. Ek weet nie of dit net ek, dalk is dit net ek. Maar ek sukkel baie keer om te bid. Veral as ek nou besluit het, nou gaan ek bid. Here, van vandag of elke oggend gaan ek bid. Woensdag, dan sit ek in 'n ewige tronk. Weet jy wat se tronk dit is? En siele postjepie tronk. En die warm komberse boor my. As ek vroeg moet opstaan, sê ek, nee, die komberse is vanoggend te zwaar. Kom nie van my lyf af. Ek binne in die tronk. En dan is die hele dissipline daarmee. Begin eerder met iets klein. Sê, Here, ek gaan 5 minute bid. En hou by dit. En kry die genot daai. En ek wil vir u so, weet jy wat 'n cheat code is? 'n cheat code, weet jy wat dit is? Die ouens wat videospeletjies speel weet wat dit is. Jy druk op af, links reg, A, B, en so daar 4 uit die mond uit. Nee, is 'n cheat code. Okay. Ek weet nie wat se game is daar nie, maar as ergens gebeur sê. Ek wil vir julle 3 cheat codes gee uit Levitikus uit. Levitikus 12 gee vir ons 3 cheat codes oor die vuur. Nee, dit sê en die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie, maar die priester moet elke môre daaroor hou aan die brandsteek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet en die dankoffer daarvan aan die brandsteek. Okay, die eerste cheat code is so in die middel van die vers, né? Dit sê, maar die priester moet elke môre daaroor. So beteken ons moet getrouheid kweek. Presies wat nou gesê, moenie sê ek gaan van vandag af 3 ure lank bid. Dit gaan miskien môre werk en is 'n vakansiedag. En as jy by 3 ure uitkom, is jy goed. Maar as jy by Dinsdag kom, en by Woensdag het jy al vergeet van wat jy gesê het. Dis is om te sê, ek moet 'n bietjie gewig verloor, ek gaan môre marathon hardloop. Dit werk op dieselfde uit. Jy is nie fiks genoeg om 3 ure te bid nie, glo my. Begin en sê, Here, ek gaan van vandag af 5 minute bid. Maak nie saak het op my pad kom neer die 5 minute. Ek gaan môreoggend opstaan, ek gaan 5 minute bid.
Ek gaan Dinsdag opstaan, ek gaan 5 minute bid. Wensel, ek gaan Woensdag opstaan, ek gaan 5 minute bid. Weet jy, ons het so baie goeders op ons telefone. My telefoon is daar en die ander is daar. En ons stel vir onsself so baie reminders. Ek moet hierdie doen en ek moet daai doen, ek moet dit doen en ek moet dat doen. En hierdie persoon verjaar, daai wat huweliksherdenking en dit is goed. Maar skeduleer bietjie daar en elke dag vir ek moet bid. As 'n lysie van goed wat jy moet doen, dan so belangrik is dit bid op daai. Sê ek moet bid. Ek moet bid. Ek moet bid. Ek moet sê vir jouself vir 28 dae op die kalender. Daarna hoef jy nie, want dit vat 28 dae om gewoonte te kweek. So 28 dae lang moet jy daai sien, ek moet bid, ek moet bid, ek moet bid. En doen dit getrou en kweek daai getrouheid van elke oggend moet ek dit doen. Gebruik daai cheater. En dan gaan die 5 minute 10 minute raak. En die 10 minute gaan 20 minute raak. En die 20 minute gaan 40 minute raak. En 50 minute. En eendag gaan die 3 ure kan bid. Maar jy gaan net afloop met die nuwe. So die eerste cheat code, onthou dit. Getrouheid. Dan gaan ons verder. Wat sê dit dan? Kyk, en nou die priester moet elke môre daaroor hout aan die brandsteek. Elke môre is die eerste ding, hout is die tweede ding. Kry vir jouself fire-friendly materials in die lewe. As ek nou moet gaan en ek wil 'n vuurtjie maak en ek vat hierdie ster, gaan die vuur brand. Okay, die ster in die papier, moenie kroeg nie. Gaan hierdie ster brand? Nee. Ek gaan nie vir my instrumente gee en almal verlos op brand. As ek moet gaan en ek moet hierdie preekstoel in die vuur gaan sit, gaan hy brand. Dis nou nie glas, jy spulspeks, maar hy gaan ook nie brand nie, hoor. Hy gaan so 'n snaakse rook maak, met almal bedwelm maak. Dis wat ons hê, ons wil vuur hê. Ons wil nie 'n rookie hê wat deurgaan en die ouens se breins aantas. Ons het vuur. As ek my baadjie in die vuur sit, gaan hy brand, ja. As ek die stoele waarop hier sit in die vuur gooi, gaan dit brand, van dit, die res nie. Maar kry vir jouself 4 vriendelike gewoontes. Ek kan nie by die huis kom as ek 4 in my binneste wil kweek. En die oomblik as ek by die huis instap, is my skoene uit en ek's op die bank en ek kyk 5 ure lang televisie. Dit vreet my vuur. Ek wil jy gou iets interessant. Het jy geweet ons almal sit in 'n tronk? Ja, ons sit in 'n tronk. Wie onthou in 1991 is iemand gebel het, wat jy ook geantwoord? 'n huistelefoon. Nee? Is die waarheid? Hy het so lang draad gehad, party langer as ander. As iemand nou bel, waarop antwoord ons? 'n selfoon. Ons het vasgevang in 'n selfoon, want ons kyk hierdie ding elke dag. Nog een keer. Wie is so? Ons kan nie ons hele lewe lang op ons telefoon spandeer as ek vuur vir die Here wil bou. Kry vir jouself 4 vriendelike gewoontes om Sondagoggend in die kerk te sit, bou die vuur. Ja. Om Woensdag aan na die gym toe te kom, bou die vuur. Om Donderdagoggend as daar is Senior Burger of Golden Oldies te wees, bou die vuur. Elke tweede Vrydag het ons jeug, dit bou die vuur. Elke tweede week bid ons saam as familie, dit bou die vuur. By die huis gaan in die binnekamer, maak die deur agter jou toe. Bid tot die Here, dit bou die vuur. Kry die woord, lees die woord, dit bou die vuur. Kry vir jouself 4 vriendelike goeders om in die gang te sit. Dis kom daar nie staan, hoorie, die priesters moet elke oggend gaan en die vuur in die brand steek, dan moet hulle klippe daar gooi. Want klippe is nie 4 vriende nie. Ons stond wat ons mekaar met beskinder en slegs is nie 4 vriendelik. Wat weet die goed van die Here. Okay, laaste cheat code. En baie mense hou nie van die cheat code. Okay. Maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brandoffer daarvoor reg lê en 'n stukkie van die vet as dankoffer daarvoor aan die brand steek. U moet iets offer. As u lewe lank deurgaan
in die gemaksone, dan offer u niks vir die Here nie. As alles wat u doen binne u gemaksone is, doen u niks vir die Here nie. Ek het nou 'n voorbeeld gebruik van actually evangelie speel. As jy vir jouself sê, ek is fyn in die bank, ek wil nooit enigiets leer speel nie, dan kom jy nooit uit die gemaksone uit nie. Beteken jy niks vir die Here nie. Dis die waarheid. Ek en jy moet iets vir die Here beteken. Ons moet uit daai gemaksone uitkom. Ek is eintlik nie 'n oulik baie man. Jy sal dit nooit sê as jy sonder kerk toe kom. Maar ek praat, maar hier, omdat dit nie my gemaksone is nie, wat die Here intrek, kan ek vir u praat. Amen. As jy iets vir die Here opoffer, gaan dit iets kos vir u. U gaan dit voel. Somtyds is dit net my tyd. Want ek moet moeite doen om by die kerk te kom bid in die oggend. Of ek moet moeite doen Sondag om hier te kom. Somtyds is dit net tyd. Somtyds is dit my vriende. Jy gaan vriende verloor. Jy gaan vriende verloor as jy die Here aanneem en die vuur begin aanwakker en begin iets doen. Jy gaan mense in die lewe verloor. Soms is dit geld wat jy gaan verloor. Dis maar net so. Ek kan aan baie goed dink dat ek baie geld nie kon gemaak het as ek nie vir die Here gewerk het. Maar soms gaan dit geld kos. Soms gaan dit wees, ek moet daai gedeelte wat ek 15 coach mee wou gekoop het, moet ek bietjie vir die Here gee. Weet jy wat ek vir julle sê? Die Here sal nooit vir julle sê om iets te doen wat u skade gaan maak nie. Die duiwel probeer dit dalk. Weet jy hoekom? Want dit wat die Here gered het, die siel wat die Here gered het, waar reg doen. Ja. Maak nie saak wat dit kos nie, want hy het alles betaal. Maar daai vlees waarteen u skop, wat teen die Here skop. So lees in Galasiërs 5 daarvan, hè. Dit sê, maar wandel in die gees, sodat jy die vlees kan oorwin, in die woorde. Ander gedeelte in die Bybel sê, 'n regverdige man val 7 keer. Weet jy hoekom val hy 7 keer? Want hy staan op elke keer sy gevaar. Iemand wat nie die gees het nie, val 1 keer en bly lê. Kyk, jy weet 'n demonstrasie gee. As ek nou moes geval het, ek moes hier gelê. Hoe gaan ek van jou weer val as ek nie opstaan? Trap jy af. Nee, ek gaan nie rol net nie val. Maar jy hoor wat ek sê. My vraag vanoggend aan u is, hoe lyk die vuur? Hoe lyk die vuur? Is dit aan die brand? Is die vuur daar waar dat iemand anders kan 'n bietjie krag gee, 'n bietjie hulp kan gee, inspirasie gee? Of vertrou jy nog op die vuur wat iemand anders aan die brand gesteek het, en om so nou en dan 'n bietjie hitte te steel daar? My en u verantwoordelikheid vandag is om vuur te kweek. Nie my verantwoordelikheid nie. Nie my en mense verantwoordelikheid nie. Nie die bestuursraad se verantwoordelikheid nie. Elkeen van ons wat hier sit. Want as ek 'n klomp hout op die vuur gooi, is daar nie 3 wat uitspring en sê, "Ag nie vandag nie." Sê, "Ek gebrand vir jou." So kom ons as familie. Ons is ons familie. Kom ons as familie. Skryf die verskonings aan kant toe. Skryf wat gedaan. Sê, ek gaan nie verskoning maak nie. As ons Saterdagoggend bid, gaan ons almal kom ons gaan saam bid. Want ons gaan die vuur van die Here bid. Halleluja. So kom ons bid, ek daar sê, raak ons slaaf van ons verskonings. En kom ons bid die vuur vir die Here. Amen. Tot sover.